Jesus het hom gereed gemaak en daarvandaan weggegaan na die gebied van Tyrus toe. Daar het hy in 'n sekere huis toe tuis gegaan. En hy wou nie hê dat iemand dit te wete moes kom nie. Tog kon hy nie onopgemerk bly nie. 'n vrou se dogtertjie van 'n onrein wie se dogtertjie van 'n onrein gees besete was, het gou van hom te hore gekom. Sy het gekom en voor sy voete neergeval. Hierdie vrou was 'n Griek wat in Sirofenisië gebore is. Sy het hom gevra om die bose gees uit haar dogter uit te drywe. Maar hy het vir haar gesê: "Wag dat die kinders eers klaar eet, want dit is nie mooi om die kinders se kos te vat en dit vir die hondjies te gooi nie." Sy het hom geantwoord: "Here, die hondjies eet darm onder die tafel, die kinders se oorskiet." Toe sê hy vir haar: "Op grond van wat jy gesê het, kan jy my huis toe gaan. Die bose gees het al klaar uit jou dogter uitgegaan." Toe sy by die huis kom, kry sy haar kindjie op die bed lê en die bose gees was al klaar uit haar uit. Ons is in 'n reeks wat ek getitel het Jesus stories en ons dink ons is baie naby aan 'n jaar al besig met Jesus stories, maar ons is op pad. Ons is by 27 en ons praat oor Jesus want dit is elke kerk se nommer 1 doel, veronderstel om te wees, is Jesus. Dis om mense aan Jesus voor te stel sodat mense Jesus sal leer ken. Dis die visie van Kruispad ook. En ons kyk spesifiek na wat het Jesus gesê en wat het Jesus gedoen. Want dit is hoe ons God leer ken en wie God is. Jesus self het gesê, ek sê net wat ek die Vader hoor sê en ek doen net wat ek die Vader sien doen het. Wat ook vir my en jou 'n goeie bewys is van hoe lyk my lewe nadat die Here my gered het. Ek sê en doen net wat hy sê en doen, of wat hy sê en wil doen. Sy wil vir my lewe is dat ek hom sal ken. En al manier om hom te leer ken is om Jesus te leer ken. Daar is hierdie een of ander snaakse verskynsel in die mensdom wat dink dat ons met ons breine moet God kan verstaan of God kan begryp. Dis onmoontlik, jy sal nie in jou lewenstyd dit reg kry nie. Geen mens kan dit doen nie. Nie met hierdie brein wat hy geskaap het nie, hy is die skepper, hy is die skepsel. Dis so goed soos om te sê, ek moet presies verstaan hoe werk die see en alles daar binne. Dis onmoontlik vir een mens om te verstaan en te weet. Ons glo daar is 'n see, ons weet daar is 'n see, maar begryp ons alles van die see? Jy sal in jou lewenstyd dit nie reg kry nie. En God het die see geskape. Hoe groot is hy nie? En soms kom ons met ons sandkorrel van 'n brein en dink, as God nie inval by hoe ek dink hy moet wees nie, dan bestaan hy nie. Die mens kan baie arrogant raak. En ons gaan vanoggend so 'n bietjie daaraan raak. As ons kyk na hierdie storie, wat Jesus hier vertel het, van wat moet ons hier uit hierdie storie uit leer? Die een vraag wat Jesus hierso antwoord vanoggend is, hoe lyk iemand wat gered word? Hoe lyk iemand wat werklik verlossing in sy lewe beleef? In kontras met wat so pas gebeur het. As jy hier was by Jesus stories nommer 26, het ons gesien hoe lyk die teenoorgestelde. En ek wonder soms met watter een vereenselwig ons meer, hierdie een of die vorige een? Want die vorige een was die skrifgeleerdes en die fariseërs wat al die pad uit Jerusalem uit Kapernaum toe gekom het om vir Jesus te kom vertel, sy disippels is onrein, as gevolg van die feit dat hulle met vuil hande eet, en Jesus het gesê, is nie wat ingaan wat jou onrein maak, wat uitkom, jou hart is onrein, jy word so gebore. En ons is nie altyd bewus daarvan nie. Dis hoekom Jesus dit moes genoem het. Kan jy die dag, nie noodwendig die dag en die datum onthou, of die tyd onthou nie, maar kan jy min of meer onthou, hoe was jou eerste ontmoeting met die Here? Hoe het dit gelyk? Wie wat dan is, ek het in 'n Christenhuis groot geword, so ek het kerk toe gegaan, en ek het nie 'n vreeslike indrukwekkende storie, en vandag is ek 'n Christen. Dit is so goed soos om te sê, ek is 'n broodbakker se seun, en ek is 'n bakkery gebore, en nou is ek 'n brood. Selfe redenasie. My pa is 'n mechanic, en ek is in 'n garage gebore, so nou is ek 'n kar. Daar bestaan nie so iets nie. Daar's 'n inspirerende, ek wil in Engels sê, ge-infused belewenis in jou lewe wanneer jy die Here ontdek. En jy sal presies weet as dit gebeur het. Dis onmoontlik om jou lewe maar net te leef en net die regte ding te doen en 'n Christen te wees. Dan is jy nie gered nie. Daar's baie mense wat dink dit werk so, maar nêrens in die Bybel werk dit so nie. So hoekom sal dit nou so werk? Jy word nie 'n Christen gebore nie. Die Jode is so gebore.
Maar vandag het die Here nodig om jou te red. Kan jy praat van daai belewenis? Kan jy onthou hoe dit jou laat voel het? Kan jy onthou wat se emosie het deur jou gegaan? Kan jy onthou waarvan het jy bewus geraak in jou lewe? Alles is in hierdie storie volgend. Want Jesus is saam met sy disippels besig om hulle te wys hoe dit werk, in kontras met wat sopas gebeur het, van hoe mense hom glad nie aanvaar nie, en inteendeel sy moord beplan. So jy moet dalk weer na Jesus storie 26 gaan luister as jy wil hê hierdie ene, as jy die volle kapasiteit van hierdie ene wil vang volgend. Die storie se naam is die Kanaanitiese vrou. Nou, in die eerste plek, hoe is dit moontlik dat God vir die Israeliete gesê het, vernietig al die Kanaaniete wanneer julle uit Egipte uit in die beloofde land intrek. Daar mag nie een oorbly nie. Moenie hulle vrouens vat nie, moet hulle nie vat as slawe nie, moet niks van hulle besittings nie, verbrand alles. Hoe is dit moontlik dat nadat Jesus aarde toe gekom het, ons nog steeds van Kanaaniete lees? Die Israeliete was ongehoorsaam en het nie gedoen wat God vir hulle gesê het nie. Dit is hoe. Maar hierdie vrou was tereggestel, veronderstel om tereggestel te word onder God se wraak in die Ou Testament. En sy is nie, want die Israeliete was ongehoorsaam. Sy is glad nie deel van God nie, so hou dit in gedagte. Sy is glad nie deel van God se bevel gewees van gehoorsaamheid in die Ou Testament nie. En Jesus loop so 'n vrou te. Nou, kom ek gee net gou vir julle agtergrond voor ek vir julle die storie vertel. Jesus het sopas in Kapernaum met hierdie klomp skrifgeleerdes en fariseërs wat al die pad uit Jerusalem uit hom gaan sien het geredeneer. Al die mense het hom die hele tyd toegestaan en almal het hom net geken vir wat hy vir hulle kon doen. Hulle het nie belang gestel in wat hy sê nie. Hulle wou hom nie regtig ken nie, hulle wou net by hom goed gehaat het. Hierdie was verskriklik uitputtend vir Jesus gewees. En die fariseërs het nou uiteindelik besluit ons gaan hom nou doodmaak. Die spanning is besig om op te bou. Maak nie saak wat Jesus doen nie. Hy het gekom vir die Jode. En die Jode hoor nie. Die Jode luister nie, die Jode neem nie in nie. Kan jy jouself net indink, as jy die heeltyd besig is om iets te probeer doen, jy kry niks reg nie. Dis uitputtend, dis frustrerend. Jy kom nêrens nie. En Jesus besluit, ek moet bietjie wegkom. Ek moet bietjie op vakansie gaan. Ek het bietjie rus nodig. Jesus het hom gereed gemaak, dit beteken hy het gepak vir vakansie. En daarvan af weggegaan na die gebied van Tyrus toe. Tyrus is 80 km noordwes van Kapernaum. En wat ons vandag noem, die dorpie, die stad Tyrus, is binne in die land wat ons vandag noem Libanon. Dis waar Jezebel was, waar hulle Baal aanbid het, waar Elia met die Baal-profete uitgedaag het met altaars, en toe vernietig die Here die Baal-profete met die altaar met vuur en Elia se altaar. Ek weet nie of julle die storie ken nie, en Jezebel het toe nou vir Elia vervolg. Hierdie mense het 'n haatverhouding gehad met die volk van Israel. Vandag is dit baie erger as wat dit ooit was. So hierdie is 'n heiden se land. 'n Jood sou in sy lewe nie sien toe gegaan het nie, want hy sou terug moes kom en homself seremonieel reinig volgens God se wet, want hy was vuil en al die vuil goed het op hom geklim. Hy is nie meer goed genoeg vir God nie. En die verlosser van die wêreld, Jesus Christus, my en jou Here, besluit, dis 'n goeie plek vir 'n vakansie. Let's go. Hoopelik ken niemand my daar nie. Hoopelik sien niemand my daar nie. Hoopelik kan ek net bietjie gaan charge. Kom ons gaan soen toe. Daar het hy 'n sekere huis tuis gegaan. Ons weet tot vandag toe nie wat hy is nie. En hy wou nie hê dat iemand te wete moes kom nie. Niemand moet weet ek's hier nie. En sy 12 disippels was by hom. As jy die storie gaan lees, hy's net in 2 plekke in die evangelies. Hy's in Matteus en hy's in Markus. En ek het hierso Matteus en Markus so 'n bietjie gekombine. So dit klink bietjie anders as die storie waarmee ek begin het. So ek het Matteus en Markus hier gekombine om die volle prentjie vir jou te skets. Daar het hy in 'n sekere huis tuis gegaan. Niemand het geweet nie. Tog kon hy nie ongemerk bly nie. Nou moet jy weet, Jesus het nog nooit gefunksioneer in 'n heidenland nie. Jesus se heel eerste doel was gewees om na die Jode toe te kom. Onthou julle die belofte wat die Here vir Abraham gemaak het in Genesis 12? Hy het vir hom gesê, Abraham, ek gaan vir jou 'n nageslag gee. Meer as die sand van die see. Ontelbaar. En ek gaan deur jou nageslag die hele wêreld seën. Wat dit beteken is, die verlosser van die wêreld sou uit Abraham se nageslag gebore word, Jesus Christus. En daardeur sou verlossing gekom het vir elke liewe ander nasie onder die son.
En Jesus is op die aarde om heel eerste daai verlossing teweeg te bring, deur die Joodse volk te bearbei. Nie ander nasies nie, die Jode. Dit was Jesus se heel eerste missie. Onthou julle, toe Jesus sy disippels uitgestuur het, het hy vir hulle gesê, bly weg, ons het dit so rukkie terug daaroor gepraat, bly weg van die ander nasies af, fokus net nou eers op die Jode. Want die Jode gaan tot seën wees vir die res van die wêreld, uit hulle nageslag uit. Maar hulle wil niks weet nie, hulle wil niks hoor nie. Hulle is nie ontvanklik vir die evangelie van Jesus Christus nie. Die Jode was op so hoogmoedige plek dat hulle geglo het, die ander nasies, as die verlosser van die wêreld opdaag, gaan die ander nasies almal uitgewis word, want daar is net een nasie in God se oë, en dis die Jode. Hulle het nie eers hulle eie Ou Testamentiese skrifte ernstig opgevat nie. Want die profete het geprofeteer dat die evangelie gaan wees vir alle nasies, nie net vir die Jode nie. Maar die Jode wou dit nie hoor nie. Die storie van Jona, God kom by Jona en hy stuur vir Jona Ninive toe. Hy sê vir hom, gaan, verkondig die evangelie. Dis heidene gewees. Hy het hulle gehaat. Dis hoekom hy nie wou gaan nie. Dit was nie Jode nie. Hy wou nie gaan nie. Hulle wou dit nie aanvaar nie, en Jona was 'n profeet van God. So jy het daai bietjie agtergrond nodig om te verstaan wat is besig om hierso te gebeur. So hier kom Jesus en hy kom in hierdie heidense land. Hy gaan Tyrus toe vir 'n vakansie. Nou lees ons in Matteus, die Kanaanitiese vrou. Sy moes uitgewis gewees het. Sy is nie veronderstel om hier te wees nie. Sy is 'n vrug van die ongehoorsaamheid van God se volk. Wat in daardie gebied gewoon het onverwags by hom aangekom. So ek sien net hoe sit Jesus se disippels, seker uit vir lunch. Ons is op vakansie, teetjie en 'n burger of wat ook al, local bier, ek weet nie wat hulle daar gedrink het daai tyd nie. En die volgende oomblik is hier 'n vrou wat bedel vir 'n wonderwerk. Hoe is dit moontlik? Ons is nie in ons eie land nie. Hoe weet hierdie mense van Jesus? Onverwags. En sy sê vir hom, ontferm u oor my. Die woord in Engels is, have mercy on me. Gee my iets wat ek nie verdien nie. Ek het my lewe lank in afgoderry geleef. Ek het afgode aanbid. Ek het allerlei rituele deelgeneem. Alles wat vir my verkoop is, het ek geleef. Ek is 'n heiden mens. Ek het nie net 'n man nie, ek het baie mans. En my kind is nou met 'n demoon besete. Ek het alles probeer. Niks werk nie. Elke kersie gebrand, elke ding opgesteek, elke gebed gebid, elke ritueel gedoen. Niks het gewerk nie. U is nou my hoop. Asseblief hê genade op my. Ek verdien dit nie, ek weet. Ek verdien dit nie, ek weet. Hê genade op my. Ontferm u oor my. Kan jy so 'n dag onthou toe jy na die Here toe gekom het? Of is jy een van daai mense wat sê ek het die Here deel gemaak van my lewe? Asof dit bestaan, asof daar so iets bestaan. Het ek reg gehoor jy het die Here deel gemaak van jou lewe? Ek het nie geweet dit gaan oor jou nie. Daar bestaan nie so iets as maak die Here deel van my lewe nie. Daar's net een lewe en dis die lewe wat hy vir jou beplan het en jy word deel van sy lewe. Jy lê jouself neer en tel sy lewe op vir jou. Hy word nie 'n afdeling of 'n kategorie in jou lewe nie. En as dit is waar jy vandag in jou Christendom sit, het jy nog nie die Here se redding in jou lewe beleef nie. Jy moet jouself hierdie vraag vra. Jy moet in die spieël kyk en vir jouself sê, leef ek vir myself of het die Here my oorgevat? Is hy my Here? Want as hy my Here is, beteken dit ek luister na hom. Ek praat met hom en ek doen wat hy sê. Ek leef nie meer volgens my eie begeerte nie, ek leef volgens sy begeerte vir my. Kyk wat sê sy. Ontferm u oor my. Hê asseblief genade op my. Ek besef ek is 'n sondaar. Ek besef ek is maak droog. Here, seun van Dawid. Nog nie een Jood het vir hom gesê, Here, seun van Dawid nie. U is my Here, u is aangestel in my lewe as my hoof, in my kop. Wat u sê, doen ek. Waar u gaan, gaan ek. Seun van Dawid, sy erken hom dat hy die verlosser van die wêreld is, wat uit Abraham se nageslag uitgebore is. Dit is 'n heidenvrou. My dogter is in die mag van 'n bose gees. En dit gaan sleg. Sy het gekom en voor sy voete neergeval. Sy het hom kom aanbid. Want dit is jou natuurlike reaksie die oomblik as jy die Here ontmoet. Jy hou nie meer vas aan jou trots, wat jy dink is reg, jou redeneringsvermoë nie.
Jy gee oor aan die God van die heelal. Jy sit al jou geloof in hom. Hy is al wat sin maak. Hy is al waar jou hoop lê. Markus het die evangelie van Markus spesifiek vir die ander heidene nasies geskryf. Matteus is vir Jode geskryf. So dis hoekom Markus hierdie stukkie vir ons insit. Hy sê, hierdie vrou was 'n Griek, wat in Sio-Fenisië gebore is, Syria, vandag. Sy het hom gevra om die bose gees uit haar dogter uit te dryf. Help my. Bring vir my verlossing in my lewe. Want 'n ouer is net so gelukkig soos sy kind is dit nie? Bring vir my verlossing, Here. Ek verdien dit nie. Hier is my gesindheid, nederig, afhanklik, my trots is weg, daar's niks meer oor nie. Voor die voete op my gesig, voor die. Die grootste sonde wat ons veg tot die dag van ons dood is ons trotsheid. Ons besef nie hoe ernstig dit in ons pad staan met ons verhouding met die Here nie. Jesus kon nie eers wonderwerke doen in sy eie dorp nie, as gevolg van die trotsheid van die mense in hulle harte. Tussen die Jode vir wie hy gestuur is nie. Kyk, wat skryf Matteus vir ons? Matteus sê, hy het daar niks geantwoord nie. Hoe ongeskik is dit nie? Jesus, die verlosser van die wêreld, ignoreer 'n bedelaar. Het jy geweet, Jesus het dit gedoen? Dit raak nog erger, as jy dink hy het hom net geïgnoreer. Soveel so, dat Jesus se disippels het begin geïrriteerd raak. Sy disippels kom toe by hom en vra, stuur haar weg, asseblief, ja, gaan net weg. Want sy hou aan met skree hier agter ons. Dis hoe iemand lyk wat regtig die Here in sy lewe nodig het. Jy's knaand. Ek's op my knie, ek's besig om te bid. Ek lees, ek leer die Here ken. Ek's konstant besig om die Here te soek. En ek hou nie op nie, want ek het 'n begeerte om hom te ken in my lewe. Ek het 'n verlossing nodig in my lewe. Jy's knaand. Jesus antwoord toe eers sy disippels, hy praat nog steeds nie met haar nie. Hy sê, ek is net na die verlore skape van die volk Israel toe gestuur. My opdrag is om te doen wat my Vader my voorgesê het, om te sê wat hy gesê het ek moet sê, om te doen wat hy gesê het ek moet doen. En hy wil tot seën wees vir al die nasies in die wêreld deur die Joodse nasie. Dis hoekom ek haar ignoreer. God sal dit op sy tyd doen soos hy wil. En toe kyk hy vir haar. En hy sê vir haar, wag dat die kinders eers klaar eet. Want dit is nie mooi om die kinders se kos te vat en dit vir die hondjies te gooi nie. Jy is 100% in die kol as jy dink Jesus het hierdie vrou se pas 'n hond genoem wat hy het. God se kinders in jou Ou Testament, elke keer as jy dit lees, was die Jode. As jy saam met 'n heidense mens geëet of gedrink het, was jy beskou as iemand wat saam met honde sy tyd spandeer. Dis hoekom hulle so kwaad geraak het vir Jesus. Klein hondjie, skoothondjie, vergelyk daarmee. Ek is hier heel eerste, ek is die brood van die lewe om God se volk te voer en van daai volk af sal lewe uitsprei na al die ander nasies toe. En dis nie mooi om dit wat die Jode veronderstel is om in ontvangs te neem nie, te gee vir die honde nie, sê hy vir haar, in soveel woorde. Dis geweldig. Hoe sal jy reageer as Jesus dit vir jou sê? Die verlosser van die wêreld. Sal jy hom nog dien? Sal jy ooit in hom belangstel? Kyk hoe antwoord sy hom. Sy het presies geweet waar sy is en wie sy is. Sy het nie 'n greintjie trots in haar gehad nie. Here, die hondjies eet darm onder die tafel, die kindertjies se oorskiet. Toe my kindie smal was, klein was, dan sit hulle in hulle eetstoeltjies en hulle eet. Maar die helfte van die kos is eintlik op die vloer die hele tyd. Die hond het gedink is Kersfees. Nou het ek 'n tiener. Die arme hond is maar. Want hulle eet alles wat afval van die tafel af. Wie waarvoor vra sy? Sy sê, ek weet wie ek is. Ek weet ek het genade nodig. Gee my 'n krummel,
Daar moet iewers 'n krummel van die tafel afval. Ek sal 'n krummel vat. Hoe lyk jou verhouding met die Here? Ek weet nie of jy 'n volbloed Jood vanoggend hierso is nie. Maar vir alle ander vredes is ons almal heidene. Want ek's nie 'n Jood nie, ek dink nie een van ons is nie. Hier is ek en jy. Here, ek sal 'n krummel vat as ek hom kan kry. Dis hoe ver my ego van my af verwyder is. Ek sal 'n krummel vat. Dit sal vir my genoeg wees. Sê vir haar, dis mooi. Op grond van wat jy gesê het, kan jy my huis toe gaan. Die bose gees het al klaar uit jou dogter uitgegaan. Want dis geloof. Dis hoe dit lyk as ek werklik God soek en sy verlossing in my lewe beleef. Ek's op my einde. Daar's niks van my nie. Daar's niks van my wat ek wil hê nie. Ek los dit agter en ek stap weg. Ons veilige, sekuriteit vaste lewe wat ons vir onsself opbou, is 'n groot vyand in ons verhouding met die Here. Want voor jy jouself kry, is jy soos 'n padda wat in 'n pot sit wat gekook word. Jy kom nie agter die water word warm nie. Dis die gevaarlikste plek in jou lewe om te wees daai, in jou gemaksone. En nie te besef hoe nodig jy God elke dag van jou lewe het nie. Toe sy by die huis kom, kry sy haar kindjie op die bed lê. En die bose gees was klaar uit haar uit. Gewoonlik as Jesus iemand gesond gemaak het, het hulle opgestaan uit die bed uit. Hierdie een het nog op die bed gelê. Want as jy met 'n demoon besete was, het hy jou getuister, het hy jou gemartel. Jy kon nie slaap nie. So hy was 10 uitgeput. Kom by die huis, hier's my kind, vry. Ek het verlossing in my huis. Want ek het 'n krummel gekry. Wat leer ons by Jesus uit hierdie storie uit? 'n Paar goed, daar's baie goed wat ek gaan sê en ons van die goed wat ek al gesê het, maar die eerste ding is, hy moet erken en aangestel word as die Here van jou lewe. Daar's geen manier dat jy vanoggend vir my kan vertel, die Here is deel van my lewe, en daar was eintlik geen merkwaardige ervaring tussen my en God nie. Beteken jy het nooit aan die einde van jouself gekom nie. Die mooi prentjie van hom wat aan jou verkoop is, en is net eintlik, jy moet net besluit, okay, ek glo in hom, en dis dit. Het jy ooit jou trots neergelê? Het jy ooit na hom toe gekom en gesê, Here, ek's 'n sondaar, ek's 'n sondige mens. Was jy bereid om dit te bely? Ek bedoel, hierdie vrou is in publiek. Sy is iewers weggesteek, jy sit nie sy oor gaan fluister nie. Ja, maar die Here ken my hart, hy weet wat hier binne aangaan. Daar sal vrug wees. Dit verander jou lewe vir die res van jou lewe. Jy sal nie weer dieselfde wees nie. Jy stel hom aan as die Here van jou lewe. Om die Here aan te stel, hy is my Here. Vir meeste mense vandag beteken dit ek glo hy is die Here. Dit beteken jy word sy slaaf. Dit beteken jy word 'n dienaar in sy koninkryk. Dit beteken jy doen wat hy sê, jy luister aan hom. Jy soek hom, jy soek tyd saam met hom. Jy volg hom met alles wat jy het. Niks is belangriker as jou verhouding met hom en hom te verheerlik nie. Want dit gaan oor sy heerlikheid en nie oor joune nie. Dis hoe dit lyk as jy gered word. En al manier om dit te beleef is om jouself neer te lê. Om die einde van jouself te bereik. Jy is niks en hy is alles. Hierdie vrou het niks meer gehad om te verloor nie. Dis hoekom sy haarself so gedra het. Sy het nie omgegee wie haar hoor nie. Sy het geskree dat die hele wêreld haar gehoor het. Soveel so dat die disippels skoon geïrriteerd geraak het met haar. Jesus het hierdie geleentheid gebruik om vir sy 12 disippels wat hy nou gaan uitstuur binnekort vir hulle te wys hoe lyk redding. Hoe is dit veronderstel om te lyk in kontras met daai klomp fariseërs wat ons sopas gesien het daaronder in Kapernaum. Hy word alles in jou lewe. Aanstoot word geneem en nie gegee nie. Hierdie is seker een van die mooiste lesse wat ons hierso leer. Ja, ons bly vandag in 'n sensitiewe tyd van die wêreld. Ek weet nie of dit nog eintlik altyd so is nie. Ons kom net agter hoe ouer ons raak. Maar net nie vir iemand aanstoot gee nie, asof jy weet wanneer jy dit doen. Jy weet nie wanneer druk jy iemand se knoppies nie. Ek het net gesê die koffie is koud en dan het ek 7 mense se knoppies gedruk en ek het nie eens probeer nie. Die Here gee vir Josef 'n droom. Hy sê vir hom, Josef, jy gaan 'n koning word. Jou pa en jou boeties en almal van hulle gaan voor jou buig.
Hy spring op, hardloop kombuis toe, vertel dit vir al sy broers, hulle raak kwaad, slat hom, gooi hom in 'n put, verkoop hom, kom ons kry eerder geld vir hom in plaas van hom doodmaak. As jy Josef se storie gaan lees, hy het nie een keer aanstoot geneem in sy hele lewe en hy het uiteindelik daai koning geword. Want hy het die hele tyd net vasgehou aan wat God gedoen het, wat God gesê het. Hy het die hele tyd vasgehou in sy droom. Maak nie saak hoe onregverdig Potifar was nie, maak nie saak of hy in die tronk gesit het vir 'n klomp jare nie. Hy het nooit aanstoot geneem nie. Die Here kom, deur 'n profeet na Dawid toe, hy salf vir Dawid as 'n koning. Hy sê, jy gaan die koning van Israel word. En dan kry hy vir Saul, vir wie hy moet weghardloop. Vir jare lank, waar hy 3 geleenthede kry om vir Saul dood te maak. En sy manne wat by hom staan, sê, maak vir Saul dood. Hy sê, die Here het hom aangestel, die Here sal hom verwyder. Hy het nooit aanstoot geneem nie. Jesus vertel vir die vrou soos 'n hond. En sy weet dit. Sy neem nie aanstoot nie. Weet julle, ons loop baie keer met soveel onvergifnis in ons hart rond. Asof iemand moedwillig die oggend opgestaan het net om jou by te kom. En dis hoekom hulle dit gesê het. Dis trotsheid wat dit doen. Aanstoot word nie gegee nie, dit word geneem. Hy is soewerein, almagtig en alomteenwoordig, en hy was nog altyd. Hy is soewerein in die feit dat hy weet wat gaan gebeur en wanneer dit gaan gebeur. Het Jesus geweet toe hy, dit lyk amper in hierdie storie asof hy nie geweet het nie. Het Jesus geweet wat hy met sy disippels doen toe hy hulle Tyrus toe vat? Het hy geweet wat gaan hy daar teekom? Hy het geweet, hier kom 'n les vir my disippels. Hulle het nodig om hierdie te sien. Hy is soewerein, hy is altyd in beheer. Beteken, daar's niks wat vir hom 'n verrassing is nie. Hy is almagtig, hy kan enigiets genees. Maak nie saak wat nie. En hy is alomteenwoordig. Hy het nie nodig gehad om na huis toe te gaan nie. Hy kon net vir gesê het, verlossing is joune. En sy verlossing het geen perke nie. Geen perke nie. Hy red heidene. Is nie net vir Jode nie. Sy verlossing kan enige plek ingaan. Maak nie saak hoe wat jy al in jou lewe aangevang het en of jy dink jy dit verdien of nie verdien nie, of die Here jy kan jou nie meer red nie. Hy het geen perke nie. Dit is vir ons moeilik om hierdie te begryp soms in ons verhouding met die Here as gevolg van ons hoogmoed. Die storie van die verlore seun is waar Jesus dit ook vir ons probeer leer het. Waar daai seun na sy pa toe gaan en vir hom sê, gee my erfporsie wat my toe kom. Dis dan arrogant van die mens, hè? Jou pa wat nog lewe gaan vra jy vir jou erfporsie. Dan gaan leef ek soos ek wil volgens my hartelus en my begeertes, ek doen alles en ek verloor alles, uiteindelik sit ek in 'n varkhok en eet pele. En ek kom terug en ek bedel vir 'n lewe by my pa. Nederig, niks oor nie. Ek verdien nie sy genade nie. En wat beleef die seun? Verlossing. Nuwe skoene, nuwe jas, nuwe ring aan sy vinger. Bring die vetgemaakte kalf. Daar's nie 'n ander pad na die Here toe nie. Daar's nie 'n ander manier om hom te beleef nie. En die vraag is, hoe lyk joune? Waar het joune begin? Jy moet jouself hierdie vraag ten minste met jouself eerlik wees. Ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons loof en ons prys U. Ons gee al die eer vir wat ons by Jesus kry en wat ons by hom leer, vir dit wat hy gesê het en dit wat hy gedoen het. Dankie vir U genade wat U oor ons almal neerreën so onverdiend elke dag van ons lewe. Dalk sit U nou 'n mens hier binne wat intens bewus geraak het van hulle hoogmoed, of intens bewus geraak het van hulle sonde en die oorvloed van die gebrokenheid in hulle lewe. Ek wil bid dat U hulle nou deur die Gees sal gryp. Dat hulle sal bely. Hulle dat na U toe sal hardloop en sal neerval en U sal kroon as hulle Here. Dat hulle U sal soek met hulle hele wese. En dat hulle geld en hulle tyd en hulle energie en alles wat hulle het 'n bewys daarvan sal wees. Mag ons regtig leef dat U die weg, die waarheid en die lewe is. Mag ons regtig leef dat U die weg, die waarheid en die lewe is. Mag ons regtig leef dat U die weg, die waarheid en die lewe is. Mag ons regtig leef dat U die weg, die waarheid en die lewe is.
Dankie vir u genade in ons lewens. Ons loof en ons prys u daarvoor in die naam van Jesus. Amen.